Goeiedag preps, ek gaan gou met jou deur jou afbakening gaan vir jou eerste kwartaaltoets van 2026. Julle het nou assesserings al hieroor geskryf en ons het verskriklik baie oefening ook gedoen. So ek dink julle gaan sommer baie goed in hierdie toets doen. Kom ons gaan net gou deur die basiese dinge. Ons skryf donderdag die 12de Maart kwartaaltoets. Vir jou kwartaaltoets moet jy asseblief 'n sakrekenaar saambring. Ek het ook ekstra sakrekenaars wat ek sal saamstuur, maar as jy jou eie een het, asseblief bring hom daai dag saam. Goed. Al die werk wat jy moet leer is in jou kwartaal 1 werkboek. Vandat jy gekom het tot nou toe wat ons al alles gedoen het. Hierso sit ek dit vir jou mooi in een. Sakrekenaars word toegelaat tydens die toets. Onthou om jou sakrekenaar saam te bring die dag wat jy skryf. Okay, ons kyk gou na 'n paar aktiwiteite. Hierso sê ek vir jou watter aktiwiteite, die bladsynommers en net 'n kort beskrywing waaroor die aktiwiteit gaan. Goed. Vir die eerste aktiwiteite tel in 3's, 10's, 25's en 50's van aktiwiteit 2, 4, 5 en 6. Julle sal sien ek het nie tel in 2's, tel in 5's en tel in 100's ingesit nie. So jy kan net vir my kyk na daai. Dieselfde tipe werk is elke keer met elke aktiwiteit gedoen. Dieselfde sirkeldiagramme, dieselfde brugdingkaarte, so dieselfde formaat is elke keer gebruik. Dit is net elke keer 'n ander getalletjie. So jy gaan jou sakrekenaar gebruik vir hierdie. Eerstens wil ek net sê, onthou jou sakrekenaar is nie jou selfoon nie. Hy is plat op die tafel. Jy sit hom aan en jy werk so. As jy met jou regterhand skryf, dan kan jy so tik, maar ons hou glad nie 'n sakrekenaar soos 'n selfoon vas nie, anders gaan dit jou baie lank vat. So jy sit hom plat op die tafel neer waar jy mooi kan sien. Maak seker dat jy nie 2 keer, as jy sê nou maar sê 12 maal 3, maak seker dat jy nie 2 keer 3 druk en per ongeluk 33 sê nie. Want jy is geneig om te vinnig te druk. So kyk mooi wat jy intik op jou sakrekenaar. Goed. Kom ons kyk gou na die aktiwiteite. Okay, tel in 3's, tel vorentoe en terug in 10's, tel vorentoe en terug in 25's en tel vorentoe en terug in 50's. Goed. Ek het sommer gou een van julle boeke geleen hierso. So as jy jou boek gaan oopmaak, laat ek dit 'n bietjie uitzoom. As jy jou boek gaan oopmaak, hier is al die aktiwiteite, baie mooi vir jou. Elke keer in die sirkeldingkaart, vloeidiagramme, die vragies, elke keer op dieselfde formaat gedoen. Tel vorentoe, tel terug. Vermeerder die getalle of verminder dit. Okay, ons leer nou nie meer maal 2 nie. Kom ons kyk gou na die maal 3. Daar is die maal 3's. Net 'n bietjie hierdie ding, daar is dit lyk beter. So kom ons kyk hier gou na maal 3. Jy weet hoe werk die sirkeldingkaart? So, as jy op jou sakrekenaar kyk, dan begin jy. Hulle gee vir jou 3, 6 en 9. So jy kyk na die middelste babbeltjie, 3 en dis 'n maal 3 is gelyk aan en hy gee vir jou 9. Dan die volgende een, 3 maal 4, 3 maal 5. So jy gaan nou elke keer seker maak dat jou sakrekenaar weer op die 0 begin. 3 maal 4 is gelyk aan en jy skryf. 3 maal 5 is gelyk aan en jy skryf. Goed, so julle weet hoe loop hy, hoe hy werk. Ons het dit ook sommer met 10's gedoen, 25's en 50's. So maak seker wat se getalletjie as jy so een kry in die kwartaaltoets, wat se getalletjie in die middel is, dat jy met die regte getal maal. Goed, 'n vloeidingkaart. Hierso wil ek jou gou vra. Kyk mooi, die pyltjies begin hier, dit gaan soontoe, dit gaan af en dit gaan soontoe. Jy moet nou mooi kyk aan die begingetalle. 330, 327 en 324. So wat sien jy gebeur? Die getalle raak minder. Ek sal vir jou sê in die eksamen, tel terug in 3's, of tel terug in 10's, of tel terug in 25's. Maak jy vir my seker dat jy asseblief die pyltjie volg. Hy gaan af en dan gaan hy weer terug.
So as jy nou byvoorbeeld hierdie enetjie vat, kom ons sê, jy begin ons nou by die laaste getal wat hulle vir jou gee. 324, maak seker hy's reg ingetik, maak seker jy ruil nie twee getalle om nie, anders dan gaan die hele rytjie verkeerd wees. So ons werk met 3's, sê nou maar ek sê vir jou in die kwartaaltoets, tel terug in 3's, dan gaan jy die getal intik, en jy gaan sê, minus 3 is gelyk aan. En daar gee jy nou vir jou die volgende antwoord. So nou het jy, soos wat ek al vir julle mooi verduidelik het, nou het die kalkulator al mooi jou formule in die kop. So jy weet jy gaan weer met hierdie getal werk en jy gaan minus 3. Onthou, dan kan ons sê is gelyk aan of net weer minus 3 is gelyk aan 318. Minus 3 is gelyk aan 315. Minus 3. Kyk, so gaan dit aan. As hy vir jou 'n vreemde getal gee, moenie net aangaan en aangaan en aangaan nie, maak hom skoon, reset hom net so bietjie, tik weer die getal in en maak eerder seker jy doen dit reg, want as jy enetjie hier verkeerd het, beteken dit al die res is dan ook verkeerd. Goed, dan is daar vragies, het dit vermeerder of verminder, julle weet mos nou al, vermeerder beteken die getalle raak meer, en jy tel vorentoe, en verminder beteken die getalle raak minder en jy tel terug. In watter intervalle het jy getel? Dit is, jy is mos nou besig hier met die 3's. Kyk, goed, dan kry jy boomdingkaarte. Ons het dieselfde weer eens gedoen met die 3's, die 10's, die 25's en die 50's. Ek gaan net sommer gou hierso kyk. Kom ons doen bietjie iets anders met hom. Kom ons doen sommer, ons gaan met 5's werkie. Kom ons vat sommer 25 se boomdingkaart. Goed, hierso kan jy sien, daar gaan vir jou mooi wys, tel in veelvoude van 25. So jy moet nou net mooi gaan kyk, het jy nou geplus of het jy geminus? Nou jy kan sommer maklik sien, 400, 425, 450, so hierso maak dit baie duidelik sin, jy het plus 25. Jy het geplus met 25. So dit beteken, jy gaan na die laaste getalletjie, 450 plus 25, en dit gee vir jou 475. Dan gaan jy weer sê, plus 25 is gelyk aan 500. En so hou jy aan totdat jy jou kolommetjie klaar gemaak het. Goed, hier kon jy sien, die getalle raak al hoe minder. So jy gebruik die laaste een en dan minus 25, want ek sê vir jou daar, ons is besig om 25 te tel. Selfs al is dit vreemde getalle, 110, 135, nou sien jy, daar's nie 'n 25 of 'n 75 of 'n 50 nie, dan gaan kyk jy nog steeds. 110 tot 135, dit raak mos nou meer, plus 25, gee vir jou 135. So jy tel nog steeds in 25's. Ons het hierdie verskriklik baie geoefen, so jy behoort nou al dit mooi te kan doen. Dus kyk sommer hier langsaan. As ek nou byvoorbeeld vir jou 'n tabelletjie gaan gee, en ek sê vir jou, ek gee vir jou getalle hier aan die einde, en ek sê vir jou, tel terug in 25's. Dit beteken, jy tel terug, so terugtel beteken, ons minus. So jy gaan na die laaste getalletjie toe, en jy minus elke keer 25 gee. Sakrekenaar is plat op die tafel, 950 minus 25. Geef jou 925, daar het jy hom. Nou, minus 25, geef vir jou 900, minus 25, geef vir jou 875, en dan gaan jy weer terug. Jy gaan nie net op en so nie, hy werk nie soos 'n slangetjie nie, jy gaan soos by jou 100 kaart, daai kant toe, terug, daai kant toe, terug, daai kant toe, terug. Weereens sê ek vir jou, as jy sulke tabelle kry, dan moet asseblief nie vinnig werk, want as jy hier 'n fout gaan maak, dan beteken dit die res is alles verkeerd, dan verloor jy regtig onnodig punte. So moenie dit afjaag nie, kyk mooi, dat jy die getalletjies presies reg in jou kalkulator tik. Werk stadig, jy gaan hopeloos, jy gaan heeltemal genoeg tyd hê om dit te voltooi.
Kyk, dan sal ek vir jou dalk vra om vir my vorentoe te tel in 25s of terug te tel in 25s. En ek sal ook vir jou sê hoeveel keer. 10 getalle aan te tel, 10 getalle vorentoe, 10 getalle terug, en ek sal vir jou mooi sê in watter getal jy tel. Kyk, kom ons kyk net gou-gou. Hierdie is baie belangrik. Jy moet weet hoeveel 25s is daar in 25, hoeveel is daar in 50, hoeveel 25s in 75. Die manier hoe ek jou geleer het om dit uit te werk, jy vat die groot getal wat ek vir jou hierdie kant gee, 250, en jy deel dit deur 25. En dit beteken 25 gaan 10 keer in 250 in. Jy vat die groot getal 150 gedeel deur 25 en dit beteken 6 keer. As ek dalk vir jou vra hoeveel 50s gaan daar in 300 in, dan gaan jy dieselfde doen. 300 en ek het vir jou gevra hoeveel 50s gaan daar in. So ek gedeel deur hom deur 50. Selfde met 6, selfde met 25, selfde met 3's. As ek vir jou vra hoeveel van dit is in 'n getal, dan vat jy die getal en jy deel dit deur 25. Of as jy nou baie oulik is, dan kan jy sommer tel. 25, 50, 75, 100 totdat jy daarby uitkom. Goed. So, dis is nog steeds weer dieselfde formaat. Daar was 'n wiel, 'n sirkeldiagram, daar was die boomdingkaarte, heeltyd dieselfde formaat. Selfde met 50's. Ook die wiel, ook die boomdingkaarte. Hier het ek weer vir jou gevra, tel vorentoe en terug. Hier het ek gesê net 5 keer, so jy het net by 5 keer vorentoe en 5 keer teruggetel. En dan hier het ek weer vir jou gevra, hoeveel 50's is daar in 50? So jy het die groot getal gevat, sê nou maar 1000, gedeel deur 50 en jy het 20 gekry. So weet hoe om daai ook uit te werk. Right. Dan het ek gesê die 100's is nie nodig nie. Kyk maar na hierdie tabelle ook. So gooi eers hierdie kant eerste, dan vat jy hierdie kant plus of minus 50. Ja, jy gaan nou net daai oefen vir my. Kyk, so dis net vir die 3's, 10's, 25's en 50's. 100 kan jy maar los. Kyk, dan kyk ons op jou afbakening. Die tweede gedeelte. Aktiwiteit 8, 9 en 10. Dis ewe onewe getalle, uitgebreide notasie, getalsimbole en getalname, getalwaarde en plekwaarde. Right, jy moet weet wat is 'n ewe getal en 'n onewe getal. So 'n ewe getal is getalle wat presies in 2 gedeel kan word sonder dat daar iets oorbly. 2, 4, 6, 8, 0. Dit eindig met 2, 4, 6, 8 of 0. Onewe getalle eindig met 'n 1, 3, 5, 7 of 9 en dit kan nie in 2 presies gedeel word nie. So as ek byvoorbeeld vir jou so 'n kolommetjie gee en ek vra vir jou kleur al die ewe getalle in, dan gaan jy vir my na die heel laaste getalletjie gaan kyk. Jy worry nie oor die vorige getalle nie. Jy kyk na die heel laaste getalletjie wat eindig met 'n 2, 4, 6, 8 of 'n 0 en dit beteken dit is 'n ewe getal. En ons kyk gou daar. 5, nee, onewe getal. Daar's weer 'n 5, onewe getal. 3, onewe getal. 6, ewe getal, 2, ewe getal. So jy moet mooi weet, 'n ewe getal eindig met 2, 4, 6, 8 of 0. Jy kyk nie na die eerste getal nie na die tweede een nie. Jy worry nie oor die eerstes nie. Jy kyk net na die laaste een. Goed. En dan as dit met een van daai eindig, dan kan jy hom vir my ingee. Jy moet mooi lees in die toets of ek vir jou skryf, kleur dit in of kring dit of wat jy moet doen. Dan die volgende een het vir jou gevra, kleur die onewe getalle in. So hierdie getalle is die getalle wat eindig met 1, 3, 5, 7 of 9. So weer eens kyk jy na die heel laaste getal. Kyk soos hier. 8, nee. 4, nee. 6, nee. 6, nee. 4, nee. 4, 8, al daai wat oop is. So kyk mooi, as jy weet waarmee dit eindig,
onewe en ewe, dan is jy reg vir hierdie. Okay, die volgende gedeelte was uitgebreide notasie. Dit is as jy die getalle opbreek. So ons het dit in so 'n manier gedoen, ons het dit in so 'n manier gedoen. Dit bly presies dieselfde aktiwiteit. Ons kyk, 1258. Honderde, tiene, duisende, honderde, tiene en ene. Ons weet mos nou 1000 het 3 nulle. Jy kan nie net vir my nommer 1 daar gaan skryf, en nommer 2, en nommer 5, en nommer 8 nie. Want dan gaan hy vir my presies daai getal gee. Kyk, 1, 2, 5, 8. Hy gee presies daai getal. Dis nie wat ek wil hê nie. Ek wil hê, jy moet hom vir my uitskryf, so ek wil weet, daar is net 1000, daar is 200, 100 het 2 nulle, daar is 50 en daar is 8. Kyk byvoorbeeld hierdie ene, daar is 2670 en 'n 5. So al wat jy doen is jy breek die getalletjies vir my mooi op. Meeste van julle het dit regtig baie oulik gedoen. Onthou nou net, as daar niks is nie, dan skryf jy net 0. As daar 'n 0 was, maak nie saak waar die 0 staan nie, jy skryf hom nog steeds op daai plek neer. OK, en dit is dan nou uitgebreide notasie. Getalsimbole en getalname. Jy moet vir my kan getalle pas by getalsimbole. So as ek byvoorbeeld vir jou hierdie name gee, as jy sukkel om te lees, asseblief vra vir die juffrou wat toesig hou, dat hulle vir jou kan lees. So dan lees hulle vir jou 7301, dan gaan soek jy nou vir my die getalletjie wat daarby pas. En dit is nou ons nou 7300 en daar's nie 10 nie en 1. So breek dit vir jou mooi op. Daar's ons duisende, daar's honderde en 70. Onthou enige iets wat met 'n tig eindig, beteken dis tiene. So hierso is duisende, hier's honderde, hier's tiene, maar hier's niks ene nie. So gaan jy nou net 'n 0 daar skryf. 5670. Goed. Kyk mooi, maar ek sal dit vir jou so gee dat jy dit by mekaar kan pas. So jy moet net vir my weet, kyk mooi waarmee hy begin. 5000, dan gaan jy mos nou weet, daar is nie die regte antwoord nie, want hy begin met 5. Kyk mooi waarmee hy eindig. Vergelyk elke enetjie om te sien. 7000, ja. 300, ja. En 1, ja. So ons weet hierdie twee pas by mekaar. Ons weet daai een gaan nou nie by daai een pas nie, want daar's 300 en 600, daar's 7000, daar's 5000. Daar is nie 10 nie, daar's 70. So, jy gaan dit vir my mooi by mekaar moet pas, getalsimbole en getalname. Okay, en dan die laaste enetjie, getalwaarde en plekwaarde. Ek gaan net gou 'n papier kry. Getalwaarde en plekwaarde. Nou plekwaarde, wat beteken plekwaarde? Dit is die woord. Die woord wat jy moet neerskryf. So dit beteken jy skryf honderde, tiene of ene neer. Getalwaarde beteken jy skryf die getal neer. So kom ons kyk gou-gou. Die woord getalwaarde het getal daarin. Jy sien ons, getalwaarde het getal daarin. Moet jy dan 'n getal of 'n woord neerskryf wanneer jy die getalwaarde neerskryf? Hy sê vir jou wat jy moet skryf. So jy moet die getal neerskryf. Hy sê vir jou wat jy moet doen. Nou, dit beteken nie net die enetjie nie. Jy moet die hele getal vir my uitskryf. En nie die hele nommer wat hulle vir jou daar gee nie, gaan nou vir jou wys. So hierso vra hulle net, wat is die getalwaarde van 3? So hulle wil net weet van 3. So daar sien jy, daar's 'n 3. Hy staan by duisende, onthou ons het duisende, honderde, tiene, ene, en dit beteken dis 3000. Jy gaan nie vir my skryf 3780 en 4 nie. Ek wil nie almal weet nie.
Ek wil net weet waar is die 3. Goed, hierso is die 3. Honderde, tiene, duisende, honderde, tiene, ene. Hy is by die 10e. Dit beteken hy staan in 30ste plek. Hy is by die 10e. 30. Ek wil nie die woord weet 10e nie. Ek soek, as mens nou die getal sou uitskryf, net die 3, dan sou dit nou 30 gewees het. Hierso is hy duisende, honderde. So dit beteken dis 300. Hierso is hy weer duisende, so dis 3000, duisende. En daar is hy by die 1, so hy is alleen. Dit is getalwaarde. Net die getal wat ek vir jou vra, skryf jy vir my neer. Jy breek nie vir my om op soos by uitgebreide notasie nie. Ek vra net vir jou vir 3 byvoorbeeld by hierdie een, jy skryf net die 3 neer. Goed. Dan plekwaarde het nie die woord getal daarin nie. So hierso gaan jy hom antwoord met 'n woord. Dit beteken jy gaan die hele woord vir my neerskryf. Duisende, honderde, tiene of ene. Jy gaan een van daai vir my neerskryf. Jy gaan nie vir my soos hierbo die getal neerskryf. Jy skryf die woord neer. Kyk gou. Hier vra hulle die plekwaarde van die onderstreepte getal. So ek kan vir jou vra van 'n sekere getal of die een wat geonderstreep is. So hierso sal jy sien die 3 is geonderstreep. So wat is dit? Duisende, honderde, dit is 10. Hierso het ek die 5 onderstreep, so dit is duisende. So jy skryf vir my die hele woord neer. Hierso het ek die 3 onderstreep, so dit is honderde. En hierdie 5, dit is 1. Goed. Ek sal dit ook vir jou in 'n tabel gee waar ek vra dalk van 'n spesifieke getal of die onderstreepte getal, skryf vir my die plekwaarde en die getalwaarde neer. So weet watter een is wat. Goed, en dit was tot waar ons gekom het met kwartaal 1. Ons het lekker baie geoefen met optel en aftrek en om met 'n sagrekenaar te werk en met telkaarte te werk. So ons het regtig net hierdie kwartaal gefokus meer op telling. So ek is seker daarvan almal van julle gaan baie goed doen. Ons het regtig genoeg geoefen. Asseblief leer nou hard vir jou toets en dan is dit amper lekker vakansie. Bye bye preps.